praat ek met jou oor disippelskap en sending. Ons skrifgedeelte kom uit Matteus hoofstuk 4, vers 17 tot 22. Ek lees dit vir ons in die 2020 vertaling. Van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy twee broers gesien, Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hy sê vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hy het van daar af verder geloop en twee ander broers gesien, Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was saam met hulle vader Zebedeus in die boot besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. Hulle het onmiddellik die boot en hulle vader verlaat en hom gevolg. Nou in hierdie boodskap gaan ek redelik swaar leun op David Bosch se boek Transformation in Missions. In ons gemeente het ons 3 fokuspunte vir die jaar: genees, groei en gaan. Aan die begin van die jaar het ek 'n boodskap gebring oor gaan. Jesus se groot opdrag aan die kerk: gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Ek eindig hierdie jaar met dieselfde tema. In hierdie boodskap koppel ek 3 goed aan mekaar. Ek koppel bekering aan disippelskap en ek koppel disippelskap aan sending. In beide die evangelies, Matteus en Markus, word die begin van Jesus se prediking. Wat het Jesus verkondig? Wat was sy prediking? Hy het gepreek, kyk maar na Matteus, kyk maar na Markus, hy het gepreek, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Nou reg aan die begin van sy prediking. In beide die evangelies, Matteus en Markus, volg hy die begin van sy prediking onmiddellik op met die roeping van sy eerste disippels. Ons kan dus sê dat Jesus se roeping van sy disippels nie net 'n roeping is om hom te volg nie, maar dat dit onmiddellik ook 'n roeping is om in diens te staan van sy verkondiging. Baie, baie belangrik. Waar roep Jesus sy eerste disippels? Hy loop langs die see van Galilea. Trouwens, dit is hier waar die meeste van sy prediking en sy lering plaasgevind het. Ja, Jesus het in die sinagoges gepreek, hy het daar geleer, maar meeste van sy prediking was buite in die wêreld. Het ons nie te veel vasgevang geword binne die 4 mure van ons kerkgeboue nie? Het dit nie tyd geword dat die evangelie weer op straat, in huise, buite, in die wêreld gehoor moet word nie? Die wêreld is baie gelukkig daarmee, as ons aangaan met ons godsdienstige aktiwiteite binne die 4 mure van ons geboue. Maar die oomblik wanneer ons uitstap en uitbeweeg, dan kom daar 'n stuk opstand en kom daar weerstand en kom daar selfs vervolging, wat baie, baie groot, wat baie beslis 'n deel van disippelskap is. Om Jesus te volg, beteken om ook te deel in sy lyding.
Want die wêreld wil nie graag die waarheid hoor nie, is nie baie lief vir die waarheid nie. En dit moet ons baie duidelik weet. So Jesus roep sy eerste disippels langs die see van Galilea. Net oorkant die waters van die see van Galilea lê Decapolis. Decapolis is 'n Griekse woord, beteken deka, beteken 10, polis, stad. Met ander woorde, Decapolis is 10 stede. En hierdie 10 stede het 'n Grieks-Romeinse kultuur gehad. Met ander woorde, hulle was nie Joodse stede gewees nie, hulle was heidense stede. Jesus roep sy eerste disippels langs die see van Galilea. Net oorkant die water lê Decapolis, die heidense wêreld. En die see van Galilea vorm 'n natuurlike brug na hierdie heidense wêreld toe. En Jesus sal dan ook, as ons verder lees, per geleentheid die see van Galilea oorsteek na hierdie heidense wêreld toe. En ons lees dan ook in Matteus 4 vers 35 dat baie mense uit Decapolis Jesus gevolg het. Ons kry dus hierdie sending impuls na die wêreld toe, reg van die begin van Jesus se bediening af. Reg van die begin van sy bediening af. Nou Jesus tree baie op soos die Joodse rabbies van sy tyd. Hy word dan ook dikwels aangespreek as rabbi. Wat was of wat is 'n rabbi? Rabbi is 'n leermeester. En die rabbies is meesterlike kenners van die Torah, die wet en die profete. En net soos wat Jesus disippels gehad het die rabbies in Jesus se tyd ook disippels gehad. Enkele ure voor Jesus se kruisiging lees ons in Johannes 18 vers 19. Die hoëpriester het Jesus toe ondervra oor sy disippels en lering. Let op, die hoëpriester ondervra Jesus oor sy disippels en sy lering. Die hoëpriester sien Jesus as 'n rabbi. En daarom wil hy weet oor hierdie rabbi Jesus se disippels en wat hy sy disippels leer oor die Torah. Maar hoor Jesus se antwoord in vers 20. Jesus sê, ek het openlik met die wêreld gepraat. Hy ignoreer die hoëpriester se vraag oor sy disippels en wat hy sy disippels leer. En hy sê, ek het openlik met die wêreld gepraat. Jesus was nie 'n gewone rabbi nie. Sy sending was na die hele wêreld toe. En hy neem sy disippels saam om te deel in sy sending na die hele wêreld toe. So op die oog af, lyk Jesus en sy disippels net soos die rabbies en hulle disippels van Jesus se tyd. Maar as ons so bietjie nader kom, dan is daar duidelike verskille. In David Bosch se boek, Transformation of Missions, noem hy 6 sulke verskille, waarvan ek net 4 vir die doeleindes van hierdie boodskap met jou gaan behandel. Eerstens, Jesus roep sy disippels. Dis nie die disippels wat kies om hom te volg nie. Wat die Jode aanbetref en hulle rabbies, het die rabbies nooit disippels geroep nie. Nooit disippels geroep om hulle te volg nie. Nee, dit was die disippels
'n disipel wat 'n rabbi gekies het, by wie hy wou leer. En dan het hy hierdie rabbi begin volg. Maar nie een van Jesus se disippels het gekies om hom te volg nie. Nee, Jesus roep sy disippels met 'n bevel. Volg my. En dan het hulle alles gelos en hulle het Jesus onmiddellik begin volg. Levi het sy tolhuis, met ander woorde sy besigheid, net so gelos en hy het Jesus onmiddellik begin volg. Petrus en Andreas, Johannes en Jakobus het hulle bote, visnette en hulle pa, ja, hulle familie net so gelos. En Jesus onmiddellik begin volg. Ons kan ook sê dat die eerste disippels, die disippels wat Jesus begin volg het, ook die eerste bekeerlinge was, die eerste mense was, wat gereageer het op Jesus se prediking. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. En nou weet ons wat beteken bekering. Dit beteken nie maar net iets wat hier in my kop gebeur nie. Om tot bekering te kom, beteken ek los alles en ek begin om Jesus te volg. Dis soos die koopman wat op soek was na parels. En dan vind hy 'n uiters kosbare parel. En hy gaan verkoop alles wat hy besit, sodat hy hierdie een enkele parel kan koop. Jesus en die koninkryk van God, wat in Jesus Christus beliggaam word, is hierdie kosbare parel. En om hom te volg, kos dat ek en jy alles los. Jy kan nie tot bekering kom sonder dat jy alles los. Jou ou lewe los. Jy moet dit hoor. Jy kan nie tot bekering kom sonder om jou ou lewe te los en Jesus te begin volg nie. Jy kan dit nie doen nie. Tweedens, 'n disipel van Jesus volg Jesus ter wille van Jesus self. Die Joodse rabbi se meesterlike kennis van die Torah was die trekpleister wat gemaak het dat 'n disipel daardie rabbi wou volg. So, dit het nie eintlik gegaan oor die rabbi as sodanig nie, maar wat hierdie disipel by die rabbi kon leer oor die Torah. Nie so met Jesus nie. Nie so met Jesus nie. Sy disipels volg hom vir wie hy is. Hulle volg hom omdat hy die seun van God is. Hulle volg hom omdat hy die beliggaaming van die wil van God is. Hulle volg hom om soos hy te word en om te doen wat hy doen. Derdens, om 'n disipel van Jesus te wees, is nie 'n middel tot 'n doel nie. Die disipels van die rabbies het daai rabbi gevolg sodat hy self 'n meester kon word op die gebied van die Torah, sodat hy uiteindelik self 'n rabbi kon wees. So, hy wou op 'n stadium gradeer, hy wou nie vir die res van sy lewe hierdie rabbi se disipel bly nie.
Hy wil op 'n stadium gradueer van disipel af na self 'n rabbi wees toe. Met ander woorde, vir daardie disipel was sy disipelskap net 'n middel tot 'n doel. Die doel was om self 'n rabbi te word. Nie so by Jesus nie. Nie so by Jesus nie. By Jesus, om hom te volg, is nie 'n middel tot 'n doel nie. Dit is die doel. Die doel is om Jesus te volg. Dis die doel. Ons volg hom en jy gradueer nooit. Daar's nie 'n oomblik wat jy gaan sê, iewers in my lewe gaan ek nou ophou om Jesus te volg, want ek het gegradueer nie. Daar is nie 'n graduering nie. Daar is nie 'n titel wat jy gaan kry wat jou nou losmaak van jou disipelskap nie. Jy bly vir die res van jou lewe 'n disipel, 'n volgeling van Jesus. Ja, 'n disipel kan 'n apostel word. Maar om 'n apostel te word is nie 'n disipel wat gegradueer het en nou 'n apostel is nie. Dis ook nie 'n titel nie. 'n Apostel is bloot 'n disipel van Jesus wat deur Jesus uitgestuur word om 'n getuie te wees van sy opstanding. Maar jy bly as apostel nog al die tyd 'n volgeling, 'n disipel van Jesus. Dit sal ons bly vir die res van ons lewe. Dit hou nooit op nie. Ek is 'n volgeling van Jesus Christus. Vierdens, ons volg Jesus om saam met hom te wees en om deur hom uitgestuur te word. Ek sê dit net weer. 'n Disipel van Jesus volg hom om saam met Jesus te wees en om deur Jesus uitgestuur te word. 'n disipel van 'n rabbi het daardie rabbi gevolg sodat hy by die rabbi kon leer en soveel as moontlik kennis kon opdoen, kennis wat hy dan weer aan ander mense sou kon oordra. Weereens, nie so met Jesus se disipels nie. Ons lees in Markus 3 vers 14 tot 15, Jesus het toe 12 aangestel, wat hy ook apostels genoem het, sodat hulle eerstens saam met hom kon wees, en hulle tweedens kon uitstuur om te preek, en hulle volmag kan hê om demone uit te dryf. Ons doel is nie om 'n klomp kopkennis te kry en dit aan ander mense oor te dra nie. Om 'n volgeling van Jesus te wees, is om saam met Jesus te leef, om saam met hom te wees, to be with him. En Edward Schweitzer sê, it means that the disciples walk with him, eat and drink with him, listen to what he says, and see what he does, are invited with him into houses and hovels, or are turned away with him. They are not called to great achievements, religious or otherwise. They are invited as companions to share in what takes place around Jesus. Ons volg Jesus so that we can be companions of him that share in what takes place around Jesus. Ons is geroep om saam met hom te wees, om in gemeenskap met Jesus te leef. En dan tweedens, word ons deur hom uitgestuur om te preek. Met ander woorde, ons is nie net saam met hom nie. Ons word ook geroep om te deel in sy sending. Jesus het na hierdie wêreld toe gekom. En soos wat hy vir die hoëpriester gesê het, ek het openlik met die wêreld gepraat.
Die sending impuls na die wêreld toe was van die begin af in Jesus se bediening teenwoordig. Hy is gestuur deur die Vader, die geliefde Seun, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit was sy sending. En ek en jy word geroep om saam met hom te wees, maar om ook te deel in sy sending, om uit te gaan in die wêreld en openlik met die wêreld te praat oor die redding wat aangebreek het in Jesus Christus vir hierdie wêreld. Sy lig in die duisternis van die wêreld rondom ons te laat skyn. So, om tot bekering te kom, beteken, ek los alles en ek word 'n volgeling van Jesus. Om 'n volgeling van Jesus te wees, is om saam met hom te wees en om deur hom uitgestuur te word. Met ander woorde, te deel in sy sending. Hierdie drie begrippe word met ander woorde direk aan mekaar gekoppel en jy kan nie die een losmaak van die ander nie. Bekering word gekoppel aan disippelskap en disippelskap word gekoppel aan sending. Mag die Here ons help om deur sy Gees volgelinge van Jesus te wees, by hom te leer, aan sy voete te sit, die lewe saam met hom te ervaar, te beleef, maar dan ook gehoorsaam te wees, wanneer hy ons uitstuur en hy ons die volmag gee om ons werk te doen. Die Here seën. Amen.